20.000, né? Kan ons nog maar sê, né? As 20.000, 19.999, vat jy 'n donut saam nie. Yes, pastoor, hulle mis die ding. Gaan doen jou opsomming, julle slim ouens. Daai ouetjie was omtrent 12 jaar oud. 12 beteken divine power and authority. 19.999 vat nie eens 'n praat van synig. Een ouetjie kom met 5 lousbrode. Wie eet so baie? Hy het voorbereid gekom. Hy met 'n verwagting. Wat 5 beteken genade. Prys die Here. En 2 beteken verdeeldheid. Wow. Jesus sê ek het gekom om verdeeldheid te bring. Want as jy my gaan kies, gaan jou familie jou weggooi. Ag, ek is alleen. En as jy die 5 vat en jy sê die 2 by, kry jy 7 completion. Amen. So ouens, ek glo absoluut dat die Here, maar terwyl ek gaan met julle praat, hoe sê ek daarin? Ons gaan party. Ek het hom gesoek in hierdie dorp hoor. Die Here oor my. Luister, as julle nou 'n kinderstorie gesoek het, moet jy vandag roep Gabriel vandag in julle borrelstoor. Maar kry sal ek hom kry. Okay, as ek iets benodig in die borrelstoor. Julle kan my maar stuur hoor. Maar luister julle ouers, hier is nogal nice hoor. Hier is nogal nice want ek is nou baie bly en ek wil julle gevra, just bear with me, hoor, voordat jy enige, julle wat live is, sit by jou valstaan en terug, dit gaan nie so erg wees nie. Hier is my awesome, kyk, hier is my awesome, ne. Hier is my awesome, ne. Dat was die tyd wat ek hierdie goed reg gedoen het. En weet jy, sometimes, betek red die Here jou van goeders, maar jy bou nog so styl. Dis min ouers wat 'n prop so kyk. Pastoor, ek vra verskoning hoor. Ek soek hy prop. Gaan nou kry. Ek wil hê dat julle moet kyk hierna. Gaan nou hieroor praat. Pastoor, kan ek jou gins vra? Wil jy net my paar van hierdie glasies het ingooi nie? Terwyl ek die vol, wil ek net iets sê vir die ouens van die kaart. Goeie nuus. Hy is 'n fabriek het toegemaak. Ons kan nie betaal nie, maar die myne betaal. Amen. Die Bybel sê dat vir hout gee God yster en vir yster gee God koper en vir koper gee God goud. Met ander woorde, God is 'n God. As jy eendag hier verloor, God gives you double for your trouble. Amen. 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 Ek weet, ek wil jou rustig kry en dit wat 'n persoon waarmee is jy besig. God gaan vanaand iets in jou lewe aktiveer. Kom aan. Wie van julle is reg vir dit? Dan staan jy met voete sê, Here, doen iets, Here, wat ek nie verwag het. Ek gaan in my lewe doen nie. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Hoor gou baie mooi. Terwyl jy daar besig is, ek gaan vanaand met jou praat net so vinnig, ek wil by dit uitkom, die hele naweek oor hierdie onderwerp, né? Die hele naweek oor hierdie een onderwerp, verskillende temas, maar ek is bly, dat daar was 'n kleed, onder die kleed. Daar was 'n kleed, onder die kleed. Vat gou jou Bybel saam met my. Blaai daar by Genesis, hoofstuk 3. Genesis, hoofstuk 3. Dankie pastoor, is amper klaar, is reg, né? Baie dankie. Genesis, hoofstuk 3, vers 21. Sê amen as jy hom het. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Sê amen as jy hom het. Hoofstuk 37, spring gesoond toe. Ek wil so 'n bietjie teaching gee vanaand. Here gaan hierdie naweek vir mense groot goed doen, hoor. Halleluja. En as jy 'n kandidaat is, sê hom sommer 2 keer amen. Amen.
Genesis 37 vers 3. Now Israel, this Jacob, loved Joseph more than all his children, because he was a son of his old age, and he made him a coat with many colors. Vers 23 van Genesis 37. And it came to pass when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph out of his coat of many colors that was on him. Vers 28. En toe die Midianiete en koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkel silwer. En hulle het Josef na Egypte gebring. Vers 31. Toe neem hulle Josef se rok en hulle slag 'n bok en steek die rok in die bloed. En toe die soldate Johannes 19 vers 23, en toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere, maak dit in 4 dele, vir elke soldaat 'n deel, hoorie, en die onderkleed was sonder naad, van bo af na onder gewewe. Sê 'n bietjie amen. Amen. Ek gaan net so 'n paar dinge vir jou oopmaak vanaand, en ek glo dat die Here vir jou gaan seën. Weet jy wat, wanneer mense kom by hierdie onderwerp, dat ek net gou, ek sê nou maar rustig begin, dat ek nie dadelik sê, hy prof was nie veronderstel om te skiet, hoor, ek was veronderstel om vas te hou, maar okay, hy het nog geskiet vir een of ander rede, dalk moes hy wakker skrik. Hoor gou baie mooi. Toe die Here vir my en Desiree so 'n paar jaar terug bless, en ek sê bless, die Here het ons regtig waar ons oë oopgemaak in die sin van dat God se plan is groter vir jou. Dit is hoekom jy geloof nodig het. Jy het geloof nodig, sodat God dit wat hy vir jou het, instoor. Is daar 2 mense in hierdie plek wat glo dat God het vir jou iets? Amen. Amen. Dat God het vir jou iets instoor, so groot dat you need faith. Jou vlees, jou ek, jou self kan nie comprehend wat God vir jou in een oomblik kan doen nie. Amen. Wie van julle glo dat God is nog die vloekbreker? Amen. Wie van julle glo dat God kan 'n vloek in 'n seën verander? 'n verleentheid en 'n geleentheid. By al die plekke waar ons kom, nou ons kyk nou maar, ek sê die ding, ek sê om wat te sê, jou dorp is net te klein vir herlewing nie, hoor. Ek sê, jou dorp is nie te klein vir herlewing nie. Want herlewing begin nie by 10,000 nie, herlewing begin by myself. Is julle reg? Herlewing begin met myself. Ek wil net gou vir julle ding sê, jy weet, as jy sê bonatuurlik, dan is dit lekker. Maar die oomblik as jy sê supernatural, wat 'n Batman goed is jy nou mee besig? Maar die Afrikaanse woord vir supernatural is bonatuurlik. Kom ek definieer dit vir jou in een sin. Ek en jy is natuurlik, en God is bo. Amen. Bring God by ons, en jy kry bonatuurlik. Amen. Yeah, okay. You take your inability to God's ability, and you give God a recipe for revival. Amen. Amen. What is so? Supernatural in the Bible refers to events, beings and actions that are beyond and outside the natural laws of understanding. Luister baie mooi. It passes God's direct intervention in this world, such as a creation, miracles, the works of angels and the Holy Spirit. Amen. Ek gaan dit nou jou verduidelik. Want Jesaja 60 vers 22 sê die volgende. Hy sê die kleinste sal 'n geslag word en die geringste 'n magtige nasie. En ek, die Here, sal dit op die regte tyd gou
laat kom. God probeer vir my en vir jou die volgende sê, that God will transform. Ek wil nou die woord nou reg uitspreek, hoor. Kyk, nou trap ek oor my eie Engels. God will transform insignificance into significance. Met ander woorde, jy kan nie, dan sê God, ek weet jy kan nie, maar laat ek net so stukkie van myself binne jou sit. That's it. Laat ek net iets doen. Come on. Word gou baie mooi. As daar 'n ding is wat die kinders van die Here nodig het, is om op te praat oor wat God kan doen en te kan wys wat God gedoen het en wat God steeds, oh my God. Dit is hoekom ek nie bang is oor hierdie dreigemente dat hulle die kerk wil toemaak nie. Devil, how stupid can you get? Jesus is die hoof van sy kerk. As 39 katsoue speeksel in sy gesig, 'n spies in sy sy, Jesus nie kon gekeer het om op te staan uit die dood uit nie. Wat 'n minister en president. Hoor gou, luister gou baie mooi. Hy verduidelik verder, ek het dit vertaal, hoor. Hy sê, die bonatuurlike is dinge soos, hy kloof die see oop. Jy sien, wie God kan aan verf op 'n canvas, hoor. Seesand maak nie stof nie. Ag, jy gaan dit later snap. Die Bybel sê dat die stof het onder hulle sandals uitgekom. Daar was nou 'n oseaan, my broer, daar was nou 'n see, en die Here sê, weet jy wat, nie net trek julle deur nie, ek sê sommer vir julle stof onder julle sandals, en die ouens dit kan, liewe Vader. 2,5 myl breed, sodat 5 myl breed, sodat 2,5 miljoen mense in een oomblik kan deurtrek. En toe die laaste ou deurtrek, dat hy deurtrek, toe sê God, nou draai jy om vir die eerste keer, want as jy jou hand aan die ploeg slaan, en jy terugkyk, en jy die koninkryk, maar, hy sê jy deurgetrek, nou draai jy om, want ek wil vir jou wys, daar is 600 strijdwaans, wat jou wil stoppen, and I will destroy the enemy in your midst, hallelujah, kan iemand in die Here prys? That's not natural. That is above natural. Gooi jy 'n byl in die water, en hy dryf, that's not natural. En die kerk sit, en ons skrik, wat ek is 80 jaar oud, en wat die Here vir my gedoen het, 80 jaar is wonderlik, dis nie al, oom, wat God vir jou kan doen nie, hy kan vir jou baie meer nog doen. Ons het die Here nodig in hierdie tyd, ek het nou nog gepraat, duisende mense, wat hulle eet hulle self so dik, hoeveel mandjies, 12 mandjies, bly oor. Weet jy wat, jy het dan in Jesus se tyd ook gehad, daai oukies wat niks kerk toe bring nie, maar hy vat die meeste tyd jou huis toe. Okay, sorry. Prys die Here. Nou, Jesus het ook hy probleem gehad, maar dan loop jy met tyd jou huis, en lyk jou wel, gaan samoesas eers vir die volgende 38 weke. Maar weet jy, hulle bring niks aan die tafel toe nie, hulle loop 12 mandjies daar weg, hoor. Hulle het niks gebring nie, because he's a God of plenty. Hy's 'n God van oorvloed. Kom aan, nou verspreid. Ek gaan 'n paar dinge vir jou oopmaak. Wel, ek sê ek gaan 'n paar, die Here gaan 'n paar dinge oopmaak. Hy sê daar vir my, en dit is een van die beste voorbeelde. Pas jy praat van Josef. Ek is net so lief. Vrou van Samaria, bring my 'n bietjie water. Sing jy daai song hierso? Samaria, is dieselfde. Hulle sing wel. Vrou van Samaria. Don't worry, it's a woman with a well. Hulle sing ons aan die kap, vrou van Samaria, bring my 'n bietjie water, lekker water. Nou lees jy daar, I want to open something, maar weet jy, ons lees die Bybel, sister, daar toe die Here met my gepraat oor die ding, toe sê die Here, jy sal die woord lees, en ek gaan vir jou goed uithaal, wat jy nooit gesien het nie,
wat jy nooit gesien het nie. Die Here sal lank nie meer net my herder nie. Hy is lank nie meer Psalm 23 nie, maar jy kan Psalm 23 opsê soos 'n resitasie, maar as jy nie die herder ken nie, dan beteken Psalm 23 vir jou niks nie. Hy maak vir jou goed oop, en die Here maak vir jou goed oop, en die Here sê, hy sê, weet jy wat mis julle, by Johannes hoofstuk 4, praat hy van die vrou van Samaria, van Samaria en Samaria, en hy is dieselfde plek. Maar hoor gou hierso, hy sê daar, pastoor, hy sê daar in hoofstuk 4, hy sê, en Jesus is in Judea, en hy moet gaan na Galilea, né? Is ek reg? En hoor wat sê daar, en Jesus moes deur Samaria gaan, nergens, die moes is nie omdat daar nie 'n ander pad was nie, is ek reg? Die Jode het die Samariërs gehaat. They were enemies. 'n Jood het nie sommer deur Samaria geloop nie. Hulle loop om hom, hulle loop die lang pad. Ag, wat was al weer gebeur? How stupid can you get? Omdat die volk van die Here nie geluister het nie, loop hulle al om die berg vir 40 jaar. As party ouens wat in die kerk is, loop al om die kerk nog 40 jaar en hy gaan nog steeds nêrens nie. 40 jaar. Hy moes deur hy stad loop. Weet jy hoekom moes hy? Wat God het geweet en Jesus het geweet, daar is 'n prostituut wat vir my wag. Jy sê, pastoor, wat het dit te doen met die bonatuurlike? Kom maar gou jou ding oop hoor. Wat die Here nou die dag vir my oopgemaak en ek sê, Here, dis is so awesome. Hy sê daar, hy moes in Samaria gaan en toe hy kom by die stad van Samaria, die plek wat genoem het Sigar. Sigar beteken a place of the drunken. Gaan kyk maar hoor. So hy gaan na 'n bad place. En hy kies die kort pad. En hy sê, loop julle maar om, ek gaan deur hom. He who dwells amongst the gods will judge the gods. Amen. Jessie, ons verstaan nie. Dit is maar net nou kan ek nie water. En sy kom daar by die put, uit die put. En sy sit daar, Jesus sit daar. En 'n vrou kom. Die besige vrou van die stad. En sy kom daar. En ek sê, Here, wat vir die my Here sê, daar was 4 verskille tussen my en hy vrou. Maar een ding het ons in gemeen gehad. Ek sê, Here, wat is dit? Die Here sê, die eerste ding wat 'n verskil was, there was a religious difference. Is julle right daar op die chief seat? Hoor wat die pastoor sê, die kerk, ons het kerke met kerkmense. Och, julle. Ek hou nog van om kerk te hou. Ek hou nou dag, preek ek by 'n plek. En terwyl ek preek oor die boek Openbaring en ek oor die eindtyd, julle glo mos die Here kom, né? Ek preek al jare naby by 'n kerk en ek bid die Saterdag aan, bid ons in die bidkamer en Pastor Freddy, daar van Middelburg, bid hy sê, Here, ek vra u dat as hy vanaand 'n Sondag in hierdie kerk is, Here, al moet hy opstaan en sy sonde ontpla, dat hy opspring voordat my vriend preek, that so be it. En dan maak ons sing in die BCSP, want nou ek lees in 1, lees in 2, lees in 3, all according to the book, en al die goeders, en ek sê, Here, nou moet jy my help, en ons begin sing, en toe hy die microfoon so vir my gee, toe spring daar 'n man op, en hy sit er agter, en hy man loop nie, hy lyk of hy tiptoe, hy kom vorentoe, nou ek weet nie wat gebeur, ek vergeet wat hy man gebid het, en hy man kom staan reg voor my, hy sê, pastoor, jy kan nie preek nie, ek sê, hoekom nie, hy sê, pastoor, ek so bang, die Here kom, terwyl jy preek, ek gaan dit nie maak nie, hey, dis, oh my wêreld, ek wonder wie het hom oortuig daar in die bank, not natural. Hy kom daar, hy fluister op my oor, hy sê, pastoor, hy sê, ek was in alle dwelms verslawe, hy sê, ek het vanaand die laaste een gebring, as God my vanaand verlos van hierdie, dan is ek waarlik vry, hy druk 'n blikkie, so plastic ding in my hand, 'n ronde bakkie, hy druk hom in my hand, en wacht, en dan bid daar vir hom, en ek roep so man met 'n kind, ek wys vir hom so terwyl hy bid, ek sê, kom hier, ek sê, vat daai ding, gaan gooi hom weg, gaan spoel hom weg in die toilet, bring eens my die leë bakkie terug, hy kom terug, ek weet wat hy goed weggegooi, maar hy kom terug, sy oor is net so groot, maar hy bring hy bakkie vir my, en hy druk hom in my hand, en die timing is op tyd reg, en net ook hy ding vat, toe sal ek klaar met die man, en hy wil loop, ek sê, nee, kom hier so, kom staan gee bo, en hy kom hier bo, ek sê, sê gou vir die mense, ek sê, nee, wys gou vir die mense, waarvan het die Here jou verlos, en ek sê, die man is skrikkerig hoor, en hy maak hy so oop, maar hy kyk hom so, hy maak hom so oop, toe so oop maak, toe is daar niks in nie, en weet jy sy verbasing, ek sê, as die seun jou vry gemaak het,
sal hy jou waarlik vry maak. Jesus gaan sê, that there was a religious difference. Daar was 'n religious, hy sê maar so vir die Griekse vrou, hy sê, ek kan nie vir jou die kos gee, wat ek vir my volk verwys het, na die Jode, ek kan nie die Joodse kos vir die, sê was vir 'n Griekse vrou, en die Grieke, die Jode, en die Grieke gesien as honde, daarom sê Jesus, ek kan nie die brood, wat ek op die tafel is, vir die honde gooi nie, en weet jy wat sê sy by applikasie, ek sal eet wat hulle nie wil eet nie. Oh, come on, ouwens. Ek sal eet wat hulle nie wil eet nie. I will eat the crumbs. And Jesus was impressed. Hoor gaan jy so. There was a religious difference. Hy was 'n Jood Christen. En sy was 'n afgodsaanbidder. Die tweede een is, there was a social difference. He was a high priest and she was a prostitute. Die derde ding is, there was a racial difference. He was a Jew in his bloodline and she had another bloodline. Ja, en die vierde een, there was there was a traditional difference. Tradisie, né? The Jews hated die Samaritane, het hulle gehaat. So daar's 4 verskille. Maar een ding het hulle gemeen gehad. Hulle albei was dors. Hulle was albei dors. En dis die ding van die bonatuurlike. Ons verskil van God, maar kry een ding gemeen. Sê Here, ek glo dat U dit kan doen en geen werk is vir die Here onmoontlik nie. Ek wil julle skok. Ek vertrou God nie meer vir wonderwerke nie. Ek vertrou hom vir creative miracles, waar God nuwe longe in sit en en God nuwe hart gee en come on, en God 'n nuwe brein gee en God 'n nuwe wat. Wie van julle glo dat God kan organe gee? Luister, ek gaan baie mooi. Terwyl ek op die Here wag en ek vra vir die Here, ek sê Here, jy sien, daar was 'n tyd gewees in my Desrus bediening waar, ek weet nie of ek laas genoem het nie, waar hekse, witches, hekse ons kerk kom besoek het. Ons het baie lang kerk gehad met 3 blokke. Ons sit hulle so op 3 punte in die kerk. En terwyl ek preek, dan wys hy vir die 3de oog. Man, hulle wys hy oog net 'n paar keer. Dan begin hulle senuweeagtig raak. Because I'm going nowhere. Ek sê I'm going nowhere. Ek en my vrou kan boekdele skryf. Ek en my vrou het al dreigemente gekry op die telefoon. En die lys gaan aan. En toe die Here my begin nooit die Here sê. Hy sê, weet jy wat, ek wil jou in 'n nuwe dimensie invat. Who wants to be elevated? God wants to elevate you. Hy wil jou opvat en waar jy jouself nie meer wip as jy pas so jou verjaarsdag vergeet nie. En jy kom oor dit outomaties en jy kom nie kerk toe of die 10 mense sit en of die 100 mense sit nie. Jy kom kerk toe wat jy hoor Jesus gaan nie wees. Dit is so vreeslik as wat hulle sê nie. Ek preek nou eendag by 'n pastoor by 'n plek. Ek gepraat oor die supernatural. Nou ek dink ons het 5 kampe aangebied. Net oor die 5 kampe van 5 dienste het ons aangebied net oor die onderwerp. Dis so groot hy is. En weet jy nog steeds ontdek ek dat die Here is so groot, né? Dat hulle kan maar middel toe maak. Hy maak 7 myne oop. En die Here sê, weet jy wat, hy kon daai pipeline op enige plek in Suid-Afrika gesit het. Dit gaan nie vir God oor die water nie. Dit gaan vir God om vir hierdie dorp te wys. Hy is groter as die tekort wat daar is. Hy is groter. Wie sê, come on ouens, hy is groter as al hierdie dinge. En as ek dan dink, die dinge wat ek moet deurgaan en pastoor wat jy moes deurgaan en wat jy moes deurgaan, wat daarvan dat Jesus die seun van God. Hy preek so goed. Pastoor, dis nie natuurlik nie. Hy preek so goed dat die kerk is suinig en 'n vis bring vir hom offerande. Ag, heerlikheid. Ag, asseblief. Ek sê 'n vis bring vir hom 'n penning. 'n Stater, né? 'n vis bring vir hom 'n penning. Ek sê sommer 'n penning. Weet jy wat? Dat die Here kan vir jou dinge roep wat nie bestaan nie. Asof dit bestaan. Is daar iemand wat opgewonde raak met hierdie ding?
Halleluja. Ek sê Here help my. Vanaand, Here, vanaand. Weet jy, kan ek maar bely? Toe ek vanaand hier kom, pastoor, jy maak so verskoon, sê ek, Here, maar moet ek maar nie eerder maar vanaand se preek, môre aand preek. Dalk is dat, Here sê, hey, as jy 2 mense is, wie vanaand in hierdie plek is, wat bereid is om te verander, wat moeg is om moeg te wees. Weet jy wat? 'n jaar terug te profeteer het Tannie vir my, sy sê, die Here wys my, jy sal wees soos Psalm 1. Alles wat jy doen, sal jy voorspoedig uitvoer in daai goeters. En weet jy, tot my 1 nommerplaat van my kar by die huis is 1 Psalm 1. I live by that code. Maar my blessing lê nie in 'n nommerplaat nie, hoor. Hy sê die gees vasgemaak. Hy sê die gees. And you know what I love? I just love this. That the more enemies you have, the more God proves himself. Ag, Heerlike. Wat u berei vir my 'n tafel voor die aangesig van die kerk. Voor die aangesig van jou haters. Daar's niks so lekker. Pastoor, jy het nou gesê, as jy die hel is los and you keep your joy. Die hel is los and you keep your joy. Daar's vir my niks so lekker as mense teen jou opstaan. Ek was nou by die kerk waar die pastoor gesê het, ek moet bely. Hy sê, toe jy so 5-6 jaar terug oor hierdie goeders praat, sê ek, ag Here, help my. Waarmee is Rolf Kelvin nou besig? Hy sê, tot ek begin kyk, dis ek, Here, daar is 'n gap, daar is 'n leemte. Ek glo dat Jesus kom terug. Ek glo in die bloed van Jesus. Ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar ek glo ook dat God het vir jou baie meer instoor as wat jy dink God vir jou instoor het. As jy dit glo, staan op jou voete. Sê, Here, eet vir my meer. Eet vir my meer. Eet vir my meer instoor. Sit gou. Wat goed jy 'n paar goeters kom. Pastoor, weet jy wat? Johannes 10 vers 20 sê nie Amplified. Hy sê, now in the day of the remnant. Weet jy, kyk gou vir my, jy mag dit nie verloor nie. Dat, ek dink is, ek weet nie hoeveel keer nie. Die Afrikaanse woord vir supernatural is bonatuurlike. Het jy dit gebid? Hierdie bid, sê Here, doen vanaand bonatuurlike dinge en bonatuurlike dinge. Sê Here, hy sal langer geactief wat jy wat dit nog het weet. Hy bid al hierdie bonatuurlike goed. En elke keer sê bonatuurlike maak die duiwel so uit. En sê bonatuurlike maak die duiwel so wat hy weet. Dan kan jy eintlik sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef. Amen. Die rede hoekom die duiwel nie skuif nie, daar's te veel van jou en jou opinies. En baie mense as hulle bid, gee hulle orders. Hulle gee orders. Here, u moet dit doen. Here, u moet dit doen. Here, u moet dat doen. Here, u moet dit doen. Man, hy hoef niks te doen nie. Net sy presence verander die atmosfeer. Net sy presence. Hoor gou. Ek wil gou vir jou sê, luister. Hy sê dan Johannes 10. Hy sê, now is a day of the remnant. Want ek het hier 'n nota gemaak dat uit die bonatuurlike is daar 'n geboorte wat plaasvind, en dis die remnants. Die Afrikaanse woord vir remnant is oorblyfsel. Oorblyfsel. Met ander woorde, pastoor, you stick around. Wanneer 'n ander ou se handdoek ingooi, dan bly jy staan. En weet jy, ek het nou so 'n paar jaar terug, ek weet nie of ek dit laas hier genoem het nie, het ek 'n ding geluister, ek was by 'n seminar, en toe daai prediker gepraat oor die remnant, oor die oorblyfsel, wat God gaan doen. Ek is baie sterk, ek moet my bussie se nommerplaat, gaan kyk bietjie hoe lyk hy agter op my venster. Remnants, covered by the blood of Jesus. It's a special breed of not giving up. En hy sê dat die eindtyd remnants, wie van julle glo ons is in die laaste dae? Glo julle dit? Dat die eindtyd remnants is eintlik die geestelike spiritual Navy SEALs van God. En hy verduidelik dit. Hy sê, pastoor, hulle lei 200,000 soldate per jaar op in Amerika. 12 tot 15 word Navy SEALs. Daai ou se training, ek het nou die dag het ek nou 'n getuienis gehoor van 'n Navy SEAL wat op 'n keer gekom het, waar hy vertel hoe hy handgranate en 'n vertrekking gooi, dan blaas hy daai hele almal om die tafel op. Dis wat hulle gedoen het. Dis die Navy SEALs wat Bin Laden gaan uithaal het. Dis daai ouens, as hulle ingaan, hulle kom nooit sonder resultate terug nie. Hoe ek probeer vir jou iets sê. Wanneer jy in jou binnekamer ingaan, jy kom uit met results.
Luister, pastoor, al loop jy mank soos 'n Jakob, en jy kom uit met results, maar come on, Owens. Luister, hy sê that's a spiritual Navy SEALs. Weet jy wat, gaan Google dit maar, hoor. Die opleiding van 'n Navy SEAL. Jy kan nie glo, die ene ou het 111 bene in sy liggaam gebreek. In sy training. 111 bene, pinkie en 'n ding daar, in sy liggaam, in sy training. Hulle laai hulle af in die swamps. Dan moet hy daar lê 7 dae. Hy mag aan hy swamp nie met sy lyf uitgaan nie. Alles wat hy doen moet hy daar lê. Hy mag nie beweeg nie. Hy mag net eet wat voor hom kruip. As 'n Navy SEAL is en hy kom daar uit, worry hy nie wat jy van hom sê nie. Sy training was anderste. Ag Here, ek sy opleiding was anderste. En nou sê hy sê daar, now in the day of the remnant of Israel, and those of the house of Jacob who has escaped will never rely on the one who struck them, but will truly rely on the Lord. A remnant will return as a remnant of Jacob. The might of the mighty God. Wat probeer ek vir jou sê? Jy's taai, hoor. Jy's taai. As jy in die bonatuurlike beweeg, en jy sien God, maak jou in die nag wakker, en ek gee vir jou een vers, in Psalm 23, wat jy 100 jaar gelees het, en God maak het oop, en jy sê, prys die Here, dat moet jy weet. Man, hulle het my al uit dorpe uitgebid, uit kerke uitgebid, ek is soos 'n brandnekel. Going nowhere. Weet jy hoekom? Die kerk het nodig, pastoor, dat remnants agter hierdie kansel sal staan. That will not be silent in the night. My broer, wat nie gekoop kan word nie, wat nie weggeskinder kan word nie, hulle training is anders. Ag pastoor, al vergeet jy sy verjaarsdag, hy vat jou sommer volgende week uit vir sy verjaarsdag. Is daar iemand in hierdie plek wat sê, Here, ek wil 'n remnant van God wees? Dan staan jy op jou voete, sê Here, help my. Dit is hoekom jy seker gif, pastoor. Hierdie ding is baie diep hoor. Dit is hoekom jy seker maar sit broer. Dit is hoekom jy seker geveg te veg. Jy kan baie keer, man luister, daar's baie keer pastoor, fights wat ek eers met Desiree kan deel nie. Ek praat nie van Antjie groet nie vir Santjie en Santjie is nou, ek bedank as die hoof van die WhatsApp groep. Ek praat van mense, Sondag aand, 12 uur, kom ek vertel, hoe was my naweek, laas naweek. Saterdag, ek sal elke dag van my lewe 28 minute oor 5 op, want ek doen my voice clips. Ek staan Sondag op, ongeag wat ek voorbereid, wat ek nie voorbereid nie. 4:15 pastoor is ek op. Dan gaan ek in my place of prayer. My vrou sê baie keer, says you don't just need to pray, you need a place of prayer. Dan gaan ek in my place of prayer in. Dan sê ek, bid. So ek was daai tyd op. Ons het 9 uur diens, ons het 11 uur uitgekom. Vra maar vir sien julle, ons het Woeskerk gehoor. En toe as haar klaar is, toe sê ek vir die mense, ek hier kan maar gaan. Toe hou ek my netjies 'n soet aan. Toe doen ons opnames vir Kruiskyk. Toe gaan eet ek en my vrou iets. Toe ry ons terug huis toe. Toe gaan doen ek nog 'n opname vir Kruiskyk. Ek is 5 uur die middag uit my kerkklere uit. Kom in die aand in die bed, ek klim 11 uur in die bed. Dan gaan sê, kyk wat as jy voor 10 slaap, dan word ek 12 uur wakker. Ek gaan klim 11 uur in die bed, 10 voor 12, né? 10 voor 12 lei telefoon. My broer is dood. My jongste boetie. Hy is gesterf Sondag aand. Ons sit tot dan 2 uur die oggend. 20:02 klim ek in my kar. Ek ry 4 ure Parys toe om vir my ma wat 89 is, dan gaan sê haar seun is dood. Ek ry deur na daai plek toe. Ek sien terwyl ek praat die Here met my. Ek spandeer 3 ure by my ma, klim in die kar, ek ry weer terug. Want ek los nie my vrou alleen by die huis nie. Ek ry weer terug. My kleindogter wat laas hier was ook daar. 4 ure terug. En terwyl ek so terugry, kan jy glo, toe gee die Here vir my preek van my broer se begrafnis. Ek kom by die huis, ek huil vir die eerste keer. Ek het my ander broer begrawe, ek het my pa begrawe. Ek ry deur Sasol, ek gaan na Sasol te Nyswil. Ry daar deur. Ek huil so, ek was my brille toe, ek sê, Here, die Here sê, ek het 'n woord. En die Here praat met my, en ek kom by die huis, asof ek nie gehuil het nie. Ons was by die huis gewees, maandag, Dinsdag, Woensdag, toe ons die kar, toe ry ek weer Parys toe.
Slaap oornag aan by my ma. Staan op, bemoedig my ma. My broer is daar, my oudste broer was maandag daar. Bemoedig. Klim donderdagoggend in die kar. Ons was gister hier so gewees. Ry vandag weer lekker Nuistroom toe. Ek sien daar is ook 'n mall. Besig. 11 in die bed, besig. Pastoor, wat probeer jy sê? Ek wil vir jou sê, you become a special breed, hoor. Wanneer jy begin geactiveer is in die bonatuurlike. En jy sien God werk, pastoor. En dan staan jy op. Pastoor, jy nie ek het al die simpatie. Weet jy wat reël ek vir my broer se begrafnis? Daar by Springs, ek begraaf hom nou Dinsdag, ek ry maandag terug, Dinsdag begraaf hom, dan gaan ek huis toe. Ek sê, luister, ons gaan kerke, hoor, ek so 3 koortjies van die bestes. Sing nie goed wat hy gesing het, hy was 'n drummer. Ek sê, ons gaan kerke en ons gaan sondags gaan tot bekering kom. Halleluja. Ag nee, kom aan ouens. Jy pastoor, ek wil vir jou sê dit is jy sit nie as jy 'n remnant is van God wat geactiveer is. God is nie pastoor, hoe word hy geactiveer? There's nothing as powerful as a changed mind. Amen. Wat sê luister, ek is moeg, pastoor, hoor my hart. Ek het by sekere goed in my bediening gekom, waar ek sê, Here, ek kan nie glo dat U het my soveel jare verdra nie. Here, ek kan nie glo U het my verdra nie. En ek kom op 'n punt waar jy jouself net nie meer jammer kry nie, en mense kan maar sê wat hulle wil, of jy dit goed doen, en of jy dit nie goed doen nie, hulle gaan sê wat hulle wil sê. Hulle sê vir Jesus, hy's 'n wynsuiper en 'n vrou. Hulle sê, hy's duiwel besete, maar hy gaan nog steeds kruis toe. Halleluja! Kan iemand net die Here prys? That's the remnants of God. Wat jy na 'n ander training kom, en dan moet jy verstaan hoekom jy die hel deur gaan, waar jy gaan. God puts you in training. Amen. My suster is gewoonlik wat 2/3 uitval. They want the glory, but not the story. En die Here praat en die Here sê, en luister gou baie mooi, pastoor, nou gaan jy my help, hoor. Kom gou hier asseblief. Ek het daar nou baie vinnig gedoen, hè. Kyk hier so. Daar binne, pastoor, was jy. Maar toe kom die bloed. Amen. En Jesus breek al die bande. Dankie, koning Jesus. Hy breek al die bande. Dit wat jy so omvou. Wat jy so omvou. En dan kom hy. En hy breek al die kettinge. Dankie, Heer. Kom aan. Dink jy hy die kettinge gebreek sodat jy kan oulik wees? Hy het die kettinge gebreek sodat jy kan uitgaan en vir die wêreld vertel dat hy sê, gaan jy afval broer, draai met my hande styf, as my hande is glad, as kom my nou uitgeglyd door. Hou, ja, werk op tot das baie. Dis so veronderstel was dan nou te maak. Luister gou hierso. Luister gou. Gou. Hierso, wie se gou Openbaring? Amen. Hey, ek het hierdie in 'n bonstoer aan die verkoper, gee kom maar 'n herlewing oor hierdie bottel. Weet jy wat sê vir my? I say, I will never look at this bottle again as long as I work here. I say, God's going to give you another job. Hoe kom jy drank verkoop? Kan ek gou vra? Suster, kom jy gou so? Asseblief. Terwyl ek preek, toe my gids, is dit daai leebottel, sit vir my die prop daar terug, asseblief. Daar's mos. Serum vir my daar. Ek wil hom weer gebruik. Ja, jy of nee? As God jou uitgehaal het. As God jou uitgehaal het, kan jy nooit weer teruggaan nie. Pastoor, hy sê vir die mense, wat sien jy daaronder? 'n kroon. 'n kroon. Hierdie prop het 'n kroon. Deur die bloed van Jesus. Die koning van alle konings. Amen. Het hy jou vrygekoop. Die enigste way wat jy hierdie prop kan terugsit, is jy moet hierdie prop sny, en dan moet jy hom indruk, maar hy seël nooit weer soos wat hy geseël het nie. Jy sê, pastoor, wat wil ek vir julle sê? As jy hierdie konsep van die bonatuurlike begryp, sal jy nooit weer ordinêr kan wees nie, hoor. Jy sal nooit weer ordinêr kan wees nie. Elke keer as ek 'n JC Leroux kyk, daar's hy al een wat hy kroon op het. Pastoor, daar's jou getuienis, Berma in jou kantoor, hoor.
per op jou kantoor. Ek het my prop al by die huis. Ek hoef nie elke keer, as die duiwel wil kom, nee, ek het al my prop al verloor, ek vat ek aan die en dan sê ek, hey, how stupid can you get? Onthou jy? Ag, come on, daar jy kan al vaak. Daar sê, elke keer, as die duiwel vir jou sê jy kan nie, dan sê jy jou vyand, halleluja, ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Drink om my broer, drink om, halleluja, daar jy is. Ons gaan nou net die ander drinke, en elke keer, as ek nou omklaar sê, kere, ek is onder die bloed. Ek kom die vyand, dan sê ek, dis alcoholvry hoor. Dan sê ek, kan maar drink broer, dan sê ek, vyand, onthou jy, daar was 'n dag wat ek ordinêre goed gedoen het. Maar toe Jesus die bande breek, hoorie, een van die bande wat hy gebreek het by die vrou, was 'n band van tradisie. Amen. Hy breek racial, dit gaan nie net oor velkleur nie. Dit gaan oor die Jode gedink, hulle is beter. En hier sit 'n prostituut by hom. En hy sê, sy van hierdie water drinke. En hy dors en sy dors. Sy het dors en hy het dors. En ek wil vir jou sê, ek het dors na meer van die Here. Ek nog nooit so dors. Ek was nog nooit so dors vir die Here, soos wat ek die afgelope tyd was vanaf die Here met my oor hierdie konsep gepraat het. En die Here sê, hou op om my in 'n boksie te sit en my net tussen jou kerkmure te sit en te dink dis hoe ek is. Hy sê, weet jy wat, ek trek voor jou uit man, ek maak die hoogtes gelyke. Kom aan kerk van die Here, dis wie ek is. Hou op om God te beperk. Pastoor, ek gaan net terwille van die Vrydag aand. Ek wil nog so 'n paar goedjies sê, dan gaan ons môre aand verder. Môre aand is dit woes hoor. Pastoor, geniet jy dit? Luister gou baie mooi. As hy jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Amen. Jy's waarlik vry. Luister, daar's nie 'n manier wat jy hierdie goed weer by mekaar kan sit nie hoor. Hy maak jou vry. Halleluja. Luister, ek praat nie noodwendig hier van bekering nie hoor. Ek praat van vry in jou denke. Want mense beperk die Here. En hulle beperk die Here. En die uitspraak van die dokter is groter as van die, nee, ek wil vir jou sê, glo jy die een bladsy van die dokter, of glo jy al die bladsye wat vir jou sê, hey, come on. Dit is nie menslik moontlik. Dit is nie menslik moontlik dat jy in 7 maande, onder 7 maande, 'n kerkie bou nie man. Hy dink soos 'n plek bypies. Ons weet nie waar om te gaan met die mense nie. Net so 'n oomblik en 'n oomblik se tyd. Dit gaan nie oor ek nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor I have a changed mind. Ek sê, Here, dankie vir wat U gedoen het. Want U sê in Jesaja 62, julle wie die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Come on! Dis asof God vir jou sê, as ek jou bless, pluk my soom, ek het nog baie vir jou instoor. Wow! Ek sê, Here, my word. Die ding is, daar is 'n Bybelse, kan ek gou 'n probleem. Daar is 'n Bybelse verklaring, kan jy glo, oor hierdie prop. Hoor wat sê, in Johannes, Jesaja 54 vers 2, maak die plek van jou tent groot. I'm gonna get you out. Hy sê, hou die plek, en laat hulle die doeke van jou tent worden oopspan. Verhinder dit nie. Maak jou lyne lang, en slaan jou penne styf in. Party mense, weet jy wat, ek weet nie, ons spreek so baie uit, ek weet nie altyd waar ek alles sê nie, maar, hoor wat maak jy met Elia? Elia lê by die krit, ne? Daar by die rivier. Lê Elia. Lekker. Die kraaie bring vir hom kos. Hoe sê die een pastoor? Dit moes seker die Vrystaat gewees het, wat is brood en vleis. As hy in Joburg was, is hy seker McDonald's. Hy bring van brood en vleis. Die man eet homself trommeldik langs die rivier. Wat maak God? Well, God praises you for an elevation. He takes away your resources. En die rivier droog op. En toe die rivier opdroog, toe staan hy op.
Party mense lê lekker in die geil loop met jou uit, want jy is so comfortable waar jy is. God is gonna remove your resources. Nie omdat hy kwaad is nie, God wil jou in die gang kry. Halleluja. Ek sê God wil jou in die gang kry. Hoor gou baie mooi. Ek het gepraat al van Josef, van Josef weer 'n coat of many colors. En die kleed wat op was op die eerste Adam. En al die goed is nou sê Johannes. Hy sê en hy het 'n kleed aangehad, 'n boekleed. En dan het hy boekleed gevat. En hulle het hom. En weet jy wat? Dit is vir eintlik soos 'n hoe sal ek nou maar sê? 'n openbaring van Christus in die sin van dat hy het 'n boekleed aangehad. En hulle werp die lot op die boekleed en hulle deel hom in 4. Weet jy, die duiwel doen alles verkeerd gedoen. Want 4 beteken first creation. And that's what Adam smashed. The first creation. En toe hulle daai ding van hom afruk, pastoor, toe ontdek hulle, daar was 'n kleed onder die kleed. Oh my goodness. En daai kleed was so mooi. En ek sê, Here, wat is die woord? Die Here sê, julle bly by die eerste dinge. Die eerste kleed. Die Here sê partykeer, moet jy die goedheid af. Ek praat nie van hierdie goed, ek praat in die gees. Moet jy die goedheid afruk om te sien, daar's iets onder die iets. Daar's dieper dinge. Wat die boekleed. Wie is enige vrou wat naaldwerk doen? Die saam met jy in die kerke vra as enige man sok. In elk geval. Waar is die susters wat naaldwerk doen? Daar is hy. Luister. Sorry, ek is nou 6 live. Jy dink dit is soom, né? Daar dink dit is soom. Nou, as jy mos nou invat, dan is morales, like, bijvoorbeeld so. Dis die beste wat die boekleed kan doen. Jy kan hom aanpas, dat hy jou pas. Maar die onderkleed, was sonder 'n naad. Nee. Pastoor, hy is so presies vir jou. You do not alter it. Amen. Amen. You do not alter it. As die Here jou, as jy wil ge-elevate word in die bonatuurlike, dan kry jy klaar met die dingetjies wat so op jou klou. En dan kom jy by die dieper dinge wat nog altyd eintlik daar was, maar jy moet dit ontdek. En jy is so besig om by krit by die spruit te lê. When God planned to elevate Joseph, what did he do? Hy sy broers begin van hom skinder. Ek like 'n skinder storie. I love it. Ek like it as hulle sê week is. Dan sê Here, waar gaan ons nou? Ag, heerlikheid. Ek weet, julle kry dit na op ons spruit nie. Sê, pastoor, ek is nog nie eintlik iemand wat skinder nie, maar daai vrou kom sit elke dag 20 minute by my en praat oor jou. Op 'n seker stupid. Jy moet daai tannie al in die eerste 30 sekondes bestraf het. Hoekom luister jy 20 minute? Oh my goodness. Okay, sorry, dis 'n verkeerde preek vir 'n verkeerde kerk, maar don't worry. Daar's live ouens wat kyk daar. So ek wil vir jou sê, wanneer jy ge-elevate is, en jy kom by die kleed, onder die kleed, pastoor, by die salwing, bo die salwing. Amen. Amen. Pastoor, dis 'n ander reeks van die supernatural. Next time. Het ek gepraat oor, waar hy sê, and I have found my servant David, and I have anointed him with holy oil. Net om een plek in die Bybel, in Exodus, praat hy van holy oil, waar hy die 5 bestanddele vir Moses gee, né? Mirre, kaneel en daai goeders, en hy gee dit vir hulle, hy sê, breek hierdie goed, meng hulle, you get holy oil. En hy sê vir David, you have an anointing, but I'm going to anoint you now with holy oil, but you're going to have to go through some stuff. You see, whenever God plans to elevate you, you have to go through some stuff. Wanneer God vir jou beplan, dat hy jou wil elevate, jy gaan nie net in dit slide by krit nie. God laat die rivier opdroog, dat jy kan opstaan, die stof van jou af. Hy sê, ek het nou lank genoeg gelê by die seer van 30 jaar, maar party mense kan net praat oor goed wat 20 jaar terug met hulle gebeur. Staan op! Staan op! Die Here sê, daar is 'n kleed, want die eerste kleed was symbolies of the failure of the first Adam, first creation. En toe hulle daai ding afruk, en hulle werp die lot, en hulle deel hom tussen 4 mense, dus daar 1 kleed oor, en hulle sê, ons kan hom nie skeer nie, hy is te mooi, hy is van Bona, hy was so, dis kom sê, pastoor, ek kan nie jou salwing vat nie, want hy is handmade.
Hoekom dink jy, staan Dawid voor Saul, en Saul sê, trek my wapenrusting aan, en Dawid sê, ek gaan versuip met hierdie dinge, en laat ek hom gaan fight met my eie goeders. Dis niks anders te. Hou jy jou kleed, ek het my kleed. It is supernatural for a young boy to stand with a sling. He had 5 stones, because Goliath had 4 brothers. He was prepared to fight them all. Amen. Hey, come on, ouwens. He was prepared, he was braced. Hy het nie met 5 klippe omdat hy gaan mis nie, man. Want hy het geweet, dis jy wat gaan gooi nie. Kom ek vertel gou 'n storie, dan gaan ek begin klaar. Is jy nou reg met hierdie ding? Wie van julle is lus vir hierdie dinge? Come on. Hoor gou hierso. Ek weet jy, Samuel kom en dink ek het laas nie genoem, Samuel kom. En die eerste ding wat Samuel doen, hy sê vir Isai, né? Hy sê, bring jou seuns bymekaar, kom ons doen die ete. Die Here sê met 'n koningsalf. Hulle nooi almal behalwe Dawid. My suster, ek like dit, né? As jy nie op die lys is nie. Jy is nie genooi na die troue toe nie. Oh, I love it. Want die ouens wat genooi was vir die troue, gaan lees jou bruiloft van die lam. Hulle het almal gebackslide, hulle het almal gemis. Toe sê hy, gaan na die kruispaaie, kruisiging van Jesus, né? Gaan na die, toe wat sê hy, gaan nooit die gooies en die yes. Luister, hy sê, kom saf 'n koning. En maar toe die eerste inkom, toe soek Samuel kortpad. En toe die olie gooi, sê God, kyk nie na sy voorkoms nie. Julle kyk na die voorkoms, ek kyk na die hart. En so count hy nommer 2 af, en hy count nommer 3 af, en hy count nommer 4, en hy kom in nommer 7, en hy maak, hy sê die proppie, ek sê nommer proppie, die horing gaan, en hy sê die proppie terug, en hy sê, well, ek het of nie reg gehoor nie, en ek glo die gees van die Here, wat op hom was, sê vir hom, vra nie vir daai ou, of hy nog enige seuns het. Hy sê wel, terwyl hy nou van praat, hy is daar, hy kyk na die skape, suster, jy het 'n plaas, vriende van ons het 'n skaapplaas, ek gaan help altyd daar in die krale, ek lyk woes as ek daar uitkom, ek loop, dis dit kraal, goed, in elk geval, en hy gee nie eens tyd vir Dawid om te bad nie, hy gaan haal hom met die reuk op hom, en Dawid kom aan, hy was surprised, so, en hy vertrek, so asof hy gesê het, kan ek julle help? En toe hy sy voet in die deur sit, toe drop die olie. Toe val die olie, en die Bybel sê, en Samuel salf hom te midde van sy broers. 1 uit 8. 8 beteken new beginning. 1 beteken unity. En God kies 1 uit 8. En hier is die ding van elevate. Dis kom, David was elevated in the spirit, because, en dis, as ek het hier gesê, ek het gesê, en ek sê dit oral, God never used, he used Samuel to anoint him, he used Goliath to appoint him. God will use the enemy to promote you. Daai ou by die werk wat jou so wil weggee, hy promote jou eintlik hoor. En oh my God, halleluja. Dis wat gebeur in die bonatuurlike. Jy sê Here, jy kyk jou fights met 'n ander oog. Jy het gister gehou oor jou fights, vanaand dans jy oor jou fights. Wat ek like hierdie besigheid. Skinder, julle kom skindermonde. En die Bybel sê, hy teruggegaan, hy was anointed, en die Goliath staan, en hy staan met 'n slingervel. Do not tell me that is not supernatural. A young boy stands with a sling, with 5 stones, wat die magtigste stryder, wat ooit in die Ou Testament was, 'n reus, 'n giant, wat sy spies soos 'n wewersbalk was. Hy kon hom middag deurgegooi, hy sê, jy kom na my toe. Hy sê, Goliath sê, dink jy ek is 'n hond? En Dawid kyk hoe hy sê, weet jy wat, jou onbesnede Filistyn, vandag gaan jy drop soos 'n domino hoor, maar jy klaar gepraat. Ek weet, wat 'n training het jy, ek het geen training nie, maar by the way, ek het al 'n leeu doodgemaak. Oh, come on. Besop vir daai een in die kerk, wat jy alles op die WhatsApp groep sit, hulle bedink jy goed gedoen, want jy nie eens weet hulle gedoen het nie, hoor. They just don't brag about it. Amen. O, ek voel hier so lekker atmosfeer. Pastoor, hoor van Rolf Kelvin, ek het daar gestaan, toe jy instap, hoor, jy moet my reg verstaan, toe voel ek die salwing, ek sê nie vir oulikheid nie, daar is my vrou, ek is net Rolfie, wat hier staan, wat 'n voorreg het om nie te bedien, maar hoor ek jy vertel,
Daar's 'n remnant krag op jou wat jy nie eens geweet het op jou is nie. You don't know it. God is going to release it. Nie 'n kerk nie, nie ek nie. God is going to release it. And when you walk into a room, the atmosphere is going to change. Amen. Luister. Terwyl ek van die uitsending, kan ek sê, ons gaan môre aan verder, hoor. Dis reg so. Want ek wil iets sê wat persoonlik is. Kan julle maar hier so. Ons praat weer môre aand. Julle wat ingeskakel het, baie dankie.